Die Japaneese ruimtemaatskappy iSpace se onbemande landingstuig, die Resilience, het in alle waarskynlikheid op die maan geval, nadat dit nie gisteraand Suid-Afrikaanse tyd daarin kon slaag om 'n sagte landing op die maan uit te voer nie. Dis iSpace se tweede mislukte maanlandingspoging en ek gesels nou met Dr. Roan Steyn. Hy is 'n ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit. Dokter, goeiemiddag, baie welkom. Goeiemiddag Esmerie, baie dankie. Die wêreld se oë was nou gisteraand op Japan gefokus, want dit sou 'n geskiedkundige oomblik gewees het. Nou natuurlik as die Resilience suksesvol kon land. Ek weet jy het ook gesit en kyk. Ja Esmerie, dit was baie teleurstellend om te sien dat die landing toe nou nie suksesvol was nie. Ek dink meeste mense het in afwagting gewag en wat dit nou meer teleurstellend maak is juis omdat dit nou die tweede keer is wat dieselfde maatskappy vir min of meer lyk vir ons vir dieselfde rede ook nie 'n sagte landing op die maan kon uitoefen nie. Nou daar's lank gewag vir die aankondiging om aan almal wat gekyk het te sê of dit nou suksesvol was of nie, en ek het op hete kole gesit en wag en elke keer stel hulle dit net nog 'n bietjie verder uit en vra dat ons nog so bietjie moet wag. Wat dink jy daar gebeur? Dit was vir my die eerste teken gewees dat ek dink daar het moontlik fout gegaan. Gewoonlik met hierdie tipe missies wil 'n mens so gou as moontlik die data kry van die maan, van die landing self, en dan wil 'n mens dit so gou as moontlik met die wêreld deel, want dit is 'n groot sukses waarop 'n mens wil kapitaliseer. En die feit dat dit heeltyd so uitgestel is, het vir my begin sê dat iets het nie volgens plan gegaan nie. En dit was toe nou teleurstellend om te sien dat, want basies ons moet ook nou besef, daar's nie kameras wat die landing sou dophou nie. Al hoe mens weet dat dit nie suksesvol was nie, is omdat daar is geen kommunikasie meer van die lander meer nie. So dan moet mens aanvaar dat hy is nou gebreek en geval. So wat het fout gegaan? Dit wil voorkom op hierdie vroeë stadium. Kyk, hulle sal natuurlik nou 'n groot ondersoek instel, want dit is baie geld wat spandeer is en is baie geld wat nou in die water is, as dit ware. So hulle sal nou probeer vasstel, maar op hierdie stadium lyk dit asof dit weer eens 'n hoogtemeter probleem was. Voorheen in 2023 het hulle nie 'n sagte landing kon uitoefen nie, as gevolg van die feit dat die ruimtetuig het uit petrol uitgeloop voor hy by die maan se oppervlak uitgekom het, wat beteken hy het maar die laaste 200 meter geval. Nou lyk vir my dis dieselfde wat hier gebeur het, nie as gevolg van 'n petrol uitloop nie, maar hulle sê moontlik dat die laserstelsel wat hulle gebruik om die hoogte van die ruimtetuig bo die maan se oppervlak vas te maak, het nie gewerk nie. Wat beteken dat weer eens hierdie ruimtetuig het nie geweet hoe hoog hy bo die oppervlak van die maan is nie, wat beteken dat hy kon nie 'n behoorlike sagte landing uitvoer nie. So ek verstaan 2027 gaan daar weer probeer word. Wat vermoed jy gaan hulle hierdie keer anders doen? Wel, hulle sal definitief 'n paar mense ander mense moet kry om na die hoogtemeters te kyk. Dit sal interessant wees om te sien wat hulle nou anders doen, want ek dink volgens dit wat hulle hierdie keer probeer het, behoort dit eintlik 100% gewerk het. En dis wat dit so moeilik maak om te sê wat gaan jy nou anders doen in 2027, want uit die aard van die saak weet ons, soos hulle sê, the proof is in the pudding. Dit het nie gewerk nie, so dit beteken hulle moet nou iets anders gaan doen. Om op die maan te land is uitdagend, omdat die ruimtetuig staat maak op 'n fyn beheerde, hulle sê dis 'n verniervuurpyl of 'n thruster, wat die daling nou moet rem. Hoekom is dit steeds met al die ontwikkelings in tegnologie en wetenskap so moeilik? En nou moet ek hierdie vra. Hoe kon Amerika dit 53 jaar terug eenvoudig regkry met mense aan boord? Ja, nee, dis 'n goeie vraag en ek kry hom gereeld. Die eerste ding is dat die hoeveelheid geld wat 'n mens kan spandeer om probleme op te los, daar's omtrent nie 'n einde aan die hoeveelheid geld wat mens kan spandeer nie. In die 60s was die Amerikaners baie polities gemotiveerd om seker te maak hulle kry hulle eerste mense op die maan. Dit het nie net oor die maanlanding gegaan nie, dit het gegaan oor 'n geveg op die aarde. So almal in Amerika het saamgestem dat soveel van die federale begroting kan in daai rigting gaan. Dan die ander ding wat 'n mens moet ook onthou is dat wel wat in die 60s gebeur het, of ja, in die vroeë 60s, laat 60s het hulle geland, hulle het baie risiko's gevat.
met al die dokumente wat tot ons beskikking is vandag, sien ons, hulle het enorme risiko's gevat en dit het uitgewerk. Die groot rede hoekom mense terug gaan maan toe is eerstens, dit is nou gedoen. Tweedens, daar is nie meer daai vreeslike kompetisie nie. Derdens, dit was 'n federale begroting wat dit befonds het. Nou is dit private begrotings. En nou wat ons sien is dat in vandag se tyd 2025 mag jy nie meer sulke groot risiko's neem met mense se lewens nie. Daar's allerhande wetgewing wat maak dit om te sê, wel, jy mag nie. Of 'n hond. Presies. Nie weer 'n laai kan Presies, ja, dit is ek dink dit kan ons maklik sê is absoluut onaanvaarbaar en dit sal behoort nooit weer te gebeur nie. Interessante tye, ek het so gewens Japan kry dit reg. Nou hou ek duime vas en ek sê vir my man gisteraand, 2027 gaan ons weer sit en kyk. Absoluut. Seker jy ook. Absoluut, ons gaan weer sit en kyk en mens hoop vir die beste en ongelukkig ruimteverkenning is duur, ruimteverkenning het groot risiko's. Ruimteverkenning gaan nie altyd volgens plan nie, maar ruimteverkenning maak ons lewe op aarde soveel beter en dis hoekom dit so lekker is om almal saam te kry om daarvoor te stem en te juig daarvoor dat dit uitwerk. En almal gesels daaroor. Ja, Dis so fascinerend. Dit is fascinerend. Ek as 'n ruimtefisikus sien dit so baie dat dit is die een deel van die wetenskap wat almal inspireer. Almal inspireer. Kyk, wetenskap, alle vlakke van wetenskap is vir my persoonlik baie interessant. Maar as 'n mens kyk na, jy kan met enige iemand oor die ruimte gesels en almal is daar 'n sterretjie wat in die oog wakker word. Ja. En dit is so lekker en dit is 'n groot voorreg om oor die ruimte te kan gesels. Dankie dat jy gou ingekom het. Ek waardeer jou tyd. 'n Lekker naweek. Dankie Esmerie. Dankie. Dis Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit.